Dan het u vir ons gesê in die woord, as die volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle sal vergader en bid, dan sal ek uit die hemel hoor. What a promise. Then we are just as sure Wat 'n that we are belofte. standing in the Dan Angelus is ons net so Temple. seker dat ons staan in die Park. Angelus We're Tempel, just that hier by sure Echo that Park. God Ons is net so hears, seker and dat more God sure, hoor en seker because dit, it's His want dis sy word. woord en ons And we weet know that you'll dat u sal answer. antwoord. And we pray, Lord, that all that's En ons in bid, divine Here, dat presence almal wat in tonight goddelikheid teenwoordigheid is with the vanaand, speaker saam met die may spreker, be geseënd blessed mag wees met die with the presence teenwoordigheid of the Holy van die Ghost. Heilige Gees. May He take our lives Mag hy and mold ons them lewens and make neem en them hulle and vorm fashion them, en hulle maak that en we hulle might walk fatsoeneer, from henceforth dat ons van according hier to af His mag wandel will. volgens sy wil. Bless this temple, its pastors, its teachers, Seën hierdie tempel, sy pastore, sy leraars en al diegene van sy lidmate en mag sy net aanhou groei en versprei met hierdie wonderlike evangelie. Seën elke kerk wat hier is vanaand, die verskillende denominasies hier rond. Ons bid dat u na aan ons almal sal wees, want ons het u nodig, Vader. Bless the word now. Seën die woord nou soos ons daaroor mediteer, want ons vra dit in Jesus naam. Amen. You may be seated. Julle mag maar sit. You know, I was standing behind the curtain just Weet julle now dat and ek here net nou agter die Brother gordyn Duffield gestaan het en broer Duff mentioned dit oornoem het. kind My of soort shocked van me to geskok think het om te that after dink dat tonight there's daarna only 3 vanaand more nog net services 3 in this dienste campaign. in hierdie veldtog is. And I'm just, we just Ek's got net all the spooks ons away het nou now, net so al we die can really spooke weg get sodat right ons into regtig the in die gospel. evangelie kan inkom. Ek het miskien nie bedoel om so kree daaroor te wees en spooke te sê nie. Ek's nie vanaand op die lig nie, so ek voel net 'n bietjie meer, julle weet, op my gemak. Net soos wat jy voel. Dis alles reg daar buite, maar ek dink altyd aan waarna toe dit gaan daar buite. Ek hou soort van daarvan om 'n kerel in die gesig te kyk. Wanneer ek met hom praat, julle weet, dan voel ek beter daaroor. Wel, ons het beslis hierdie dae geniet, net met my goeie vriend broer Du Plessis gepraat daaragter, wat ons vanaand verlaat om verder te gaan na nog dienste toe. En hy gaan nou in Europa in om dienste te reël in verskillende plekke daar, vir my en onder na Suid-Afrika en Duitsland en Switserland. En dan verwag ons dadelik na Australië. Hang af van hoe sodra meneer Graham uitgaan. Ons wag vir hom om lank genoeg uit te kom dat dit nie sal lyk asof ek net reguit ingery het op sy bediening nie. Ek wil dit nie doen nie en ek wil nie daar wees terwyl hy daar is nie. He's taken very good care of the job. I admire Billy Graham. Hy het die werk baie goed gedoen. Ek bewonder Billy Graham. Dankie. Dit wys net waarvan hy gemaak is toe hulle gesit het. Die nuus het gesê hulle sou kennisgewings op die strate sit. Gaan terug huis toe Billy Graham en hom uitgehou en alles. Hy het uitgevind hy is gemaak van 'n soort materiaal wat nie so maklik uitgehou word wanneer die Here vir hom gesê het om te gaan nie. Hy het net reg daarby gebly. En ek het hom op televisie gesien en gelyk asof sy oog heeltemal swart was daaronder en nog steeds daar gestaan en aangehou met kap. 'n Man moet so 'n diensknegt van Christus bewonder. Jy moet beslis en ek dink hy doen 'n goeie werk. En hy mag dalk nie in goddelike genesing glo soos ons glo nie en hy mag dalk nog glo soos ons glo. God het hom 'n werk gegee om te doen, so hy doen sy deel. Net solank as ek kan sorg vir my deel daarvan so goed as wat hy sorg vir sy deel, sal dit goed wees. Ek sal baie goed voel daaroor. So God seën hom is my gebed. Now we've been speaking on Abraham. Nou, ons het gepraat van Abraham en net soort van die hoogtepunte getref, wat ons die hoogtepunte sou noem. En ek wens net dat ek nou die geleentheid en tyd gehad het dat ons net daardie boek van Genesis kon neem en hulle afbreek. Ons raak net aan die hoogtepunte daarvan. As ons kon teruggaan en daardie skrifte intrek. Ek het een keer in my kerk in die boek van Openbaring gebly vir 3 jaar agter mekaar.
Dis heeltyd in dienste en net die woorde te verduidelik en al die teks te verduidelik, bedoel ek. Alles van God se woord pas net reg in mekaar, daar's geen teenstrydigheid in sy woord nie. En alles daarvan van die 66 boeke, daar's geen teenstrydigheid nie. Hulle tref net almal op dieselfde plek. Jy kan staat maak daarop dat dit geïnspireerd is. Ons is so bly om 'n regte God en 'n regte Bybel te hê. En 'n God wat agter sy woord bly en elke woord ondersteun wat hy sê. Ek is so bly om dit te weet. Natuurlik nou die dag julle weet het ek 'n verjaarsdag gehad. Ek's nie meer 'n seentjie nie. Maar my anker, dit hou vas aan die binnekant van die sluier. Dis die hoofsaak. Ek so bly daaroor, dat nadat die lewe vervaag en die vochtigheid van die Jordaanrivier my in die gesig begin slaan een van hierdie môres. Ek glo nie ek sal dan bang wees nie. En van hierdie dae gaan ek my laaste preek, die Bybel die laaste keer toemaak, en weet julle wat ek dan wil sê, wanneer ek weet ek het my pad deur die slagvelde geveg tot aan die einde van die pad. Ek wil afgaan na die rivier toe en sê, stuur uit die reddingsboot, Vader, ek kom huis toe vanmôre, ek glo hy sal dit doen. So nou het julle hierdie lesse van Abraham geniet. Dankie. Nou vanaand gaan ons die derde en laaste hiervan hê. Want môre aand gaan ons weer genesingsdienste begin, en as die Here wil ek môre aand net amper 'n voortsetting preek, maar oor tyd van besluitneming. Dit was natuurlik kom met Genesis die 24ste hoofstuk, waar ek my teks van Rebekka geneem het, waar sy 'n besluit moes neem. En bid vir hierdie dienste, en môreoggend by die Christen volle evangelie sakemanne se ontbyt by Clifton. Ek is seker, julle word almal uitgenooi om te kom, en as julle nie kan kom nie, om een of ander rede, skakel die radio aan, want hulle het beslis 'n wonderlike tyd daar. Ek het 'n paar groot genesings sien plaasvind daaronder by daardie ontbyt. Nou, my bandopname man hier, een van hulle, meneer Mercier, sy maat van haar huis af gekom, bo in Michigan. Ek het nog nooit die vrou gesien nie, en sy het in die diens gesit, en ek het dit nie geweet nie. Maar hy het daar oor kan gesit en bid vir sy ma, en as die Heilige Gees nie reg het oorgekom het, en daardie vrou uitgeroep het, net daar by die ontbyt en haar genees het. Van 'n siekte wat sy gehad het vir jare en jare en jare nie. En so, ons weet nie wat die Here sal doen nie. Hy is net oral en vol goedheid. So bly daaroor. Now we want to read just one verse of scripture found in. Nou ons wil net een vers van die skrif lees, gevind in die boek van Genesis die 22ste hoofstuk en die 14de vers. And Abraham called the name of the place Jehovah Jireh. Abraham het die naam van die plek Jehovah Jireh genoem, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Nou gisteraand het ons our brother in getting ons broer gelos wat in kontak gekom het met God, een van sy engele net voor die vernietiging van Sodom. En Lot onthou, hy het sy keuse gemaak en het afgegaan in Sodom in om te lewe in sonde en weelde en plesier, maar tog was hy 'n gelowige. En nou, hierdie mag 'n bietjie van 'n Calvinistiese gevoel daarin hê, maar as 'n mens eenmaal 'n Christen is, mag hy dit dalk verlaat, maar dit sal hom nooit verlaat nie. Daar is iets wat met 'n mens gebeur. Johannes 5:14 het Jesus gesê, hy wat my woord hoor en glo in hom wat my gestuur het, teenswoordige tyd ewige lewe. En sal nooit in die oordeel kom nie, maar het verlede tyd oorgegaan uit die dood in die lewe. Dis sy woorde sien. Maar Lot het afvallig geraak. Hy sou nie sy siel verloor nie, maar sy beloning verloor. En daar was hy nou onthou om uit te vind of hy steeds was die vonk in sy hart gehad het. Vind ons uit dat die Bybel gesê het dat die sondes van daardie mense sy regverdige siel
gepeinig het. Don't you feel bad tonight to go out on the street? Voel julle nie vanaand sleg om op die straat uit te gaan en mense te sien, die manier waarop hulle in sonde lewe nie? Dis die geregtigheid van God in jou hart, dat dit net lyk of daar iets verkeerd is. And that's the way Lot was, though he was. En dis hoe Lot was, hoewel hy was omstandighede gehad het en 'n valle geraak het, maar tog onder in sy hart. And I believe this. En ek glo dit, dat daar baie buite in baie van hierdie groot goeie kerke vanaand, groot denominasionele kerke, mense is wat nog nie die Heilige Gees ontvang het nie, baie. But I believe down in their heart, many of them has a warm feeling. Maar ek glo onder in hulle hart, het baie van hulle 'n warm gevoel vir God en begeer die doop van die Heilige Gees. Julle weet die hoofsaak is met ons boodskap. Dis nie die boodskap wat hinder nie. Dis hoe dit partymaal voorgestel word, sien. As ons dit reg in die krag en demonstrasie van die liefde van God kan aanbied, sal mense dit graag ontvang. Nou, ons het gisteraan gevind dat die laaste boodskap net voor Sodom vernietig is, wat vandag die kerk van die dag of die wêreld van hierdie dag lê onder dieselfde sondes waarvoor Sodom vernietig is. En ek het dit gesê en ek hoop nie dit klink ontheiligend nie. Maar as God die Verenigde State laat wegkom met sy sonde sonder om oordeel te hê, sal hy pligsgebonde wees as 'n regverdige God om vir Sodom en Gomorra weer op te wek en verskoning te vra dat hulle gesink is of dat hulle verbrand is, want hulle doen dieselfde sondes. Ek het opgelet in hierdie mooi stad hier, veral in die verdraaidheid homoseksuele. Dis aan die toeneem. Ek het 'n Koran gelees nie lank gelede nie, hoeveel het dit elke jaar vermenigvuldig. Alle, dit was die sondes van Sodom, een van hulle. Wêreldsheid, wellness, en dis verskriklik om dit te sien. En nie net hierdie stad in hierdie land nie, maar reg oor die wêreld. Dit lyk asof iets gebeur het, mense die klits verstandelik kwyt geraak het. And now, before that great cities was destroyed, God En nou, voor daardie groot stede vernietig is, God het 'n engel gestuur, 2 van hulle, en self gekom in die vorm van 'n man. and sat down and eat meat and bread and butter and drank milk. En gaan sit en vleis eet en brood en botter en melk gedrink. But Nie 'n gees nie, maar 'n man. and he was none other than Jehovah God himself. En hy was niemand anders as Jehovah God self nie, wat met 'n voorbeeld gewys het dat net voor die eindtyd God always appears in the form of man. God verskyn altyd in die vorm van die mens, vlees, om die evangelie te verkondig. Net voor die einde van die Jode is God gemanifesteer in 'n menslike liggaam genaamd Jesus, wat die seun van God was. But God dwelt in his Son. Maar God het in sy seun gewoon. God was in Christus om die wêreld met homself te versoen, of homself uit te druk deur die lippe van Christus, sy seun. I was his son because he overshadowed Mary and created Hoe hy sy seun was, omdat hy Maria oorskadu het en 'n bloedsel geskep het. Die baba word gebore deur die bloedsel wat van die man afkom, nie die vrou nie. the female, the cell of the Die female is vrouelike, only the die egg. sel van die vrou is net die eier. Die kiem van die lewe kom van die man af. Just like a hen can lay an egg or a bird. Net soos 'n hen 'n eier kan lê of 'n voël, dit word lentetyd en al die voëls uitgaan en hulle nes maak en hulle lê. 'n Ma-voël kan 'n nes vol eiers lê en oor daardie eiers kom en oor hulle broei. Sy draai hulle met haar voete, hou hulle warm en sy kan op daardie nes sit en oor daardie eiers waak tot sy so sieklik
en swak is, dat sy nie van daardie nes kan afvlieg nie. Maar as sy nie by die mannetjie voël was nie, sal dit nooit uitbroei nie. Dis reg. Sy moet in kontak wees met die mannetjie, want die hen kan die eier lê of die voël kan die eier lê, maar as dit nie by die mannetjie was nie, is dit nie vrugbaar nie. En dis hoe dit is met sommige kerke. Ons kry net 'n klomp lidmate daarin en vertroetel hulle en paai hulle en so voort en vertroetel hulle totdat jy al die gees uit die kerk uithaal. En jy niks het behalwe 'n nes vol vrot eiers nie. Dis presies die waarheid. Daar's net een ding om te doen, is om die nes skoon te maak en weer oor te begin. Ons nodig het is 'n goeie oudtydse Paulus herlewing en die Bybel Heilige Gees terug in die kerk. Hoe kan jy ooit mense soos daardie neem wat nooit in kontak was met die mannetjie nie, wat Christus is, en hulle goddelike genesing leer? Wel, hulle was nog nooit in kontak met enige iets nie, hulle weet niks daarvan nie. Hoe kan jy hulle die doop van die Heilige Gees leer? Wat gebeur met daardie eiers? Hulle lê reg in die nes en vrot, maak nie saak wat jy aan hulle doen nie, hulle sal verrot want hulle is nie vrugbaar nie. En enige kerk wat nie vrugbaar is nie, dit is van die vrugbaarheid van die koms van die Heilige Gees in die menslike hart. Maak nie saak hoe goed die kerk is, hoe goed die lidmate aantrek, hoe geleerd die pastoor is, hoe goed die liedere is wat julle het, wat 'n goeie gebou julle het nie, as Christus nie daar is, die Gees van God nie daar is nie, het jy niks anders as dieselfde klomp onvrugbare eiers nie. Dis presies, en jy sal nooit eers kom met hulle nie. Ons vanaand nodig het is die Heilige Gees terug in die kerk wat beweeg in elke lidmaat, dit in orde plaas. Nou Lot was afvallig, maar God het afgekom na Abraham toe en 'n magtige wonderwerk gedoen, en toe hy hierdie wonderwerk gedoen het, het Abraham hom Elohim genoem, die groot, magtige Jehova. Maar hy was 'n man wat daar gesit en eet het, gedrink het, gepraat het, 'n vreemdeling. Onthou, as 'n vreemdeling het hy tog gevra, waar is Sara, jou vrou? Dieselfde Gees het in die liggaam van Jesus Christus ingekom en gesê, jy is Simon, jou vader is Jona. Ek het jou gesien toe jy onder die vyeboom was, vir Filippus. Gaan haal jou man en kom hiernatoe. Ek het nie 'n man nie. Jy het reg gesê, want jy het 5 mans en die een waarmee jy nou saamleef is nie jou man nie. Daar dieselfde Gees van God. En ons vind uit dat Jesus, wat dit opgelet het, nou julle weet, die Bybel is geskryf op bladsye, maar tog moet jy die Gees van God hê om die skrif te verstaan. Dis 'n liefdesbrief aan die gelowige. 'n Man kan gaan en dit sit, geen wonder hulle sê nie dat, ag, dit weerspreek dit self. Ek het enige prys aangebied wat ek vir enigiemand kan betaal, wat my 'n teenstrydigheid in die Bybel kan wys. Dis nie daar nie, nee meneer, dis, jy weerspreek in jou eie hart en verstand. God weerspreek nie homself nie, nie een plek nie. Kan reggestel word met die woord van God as dit bymekaar gesit word. Maar dit is alles verwar vir jou, want Jesus het die Vader gedank dat hy hierdie verberg het vir die oë van die wyse en verstandige en dit geopenbaar het aan kindertjies wat wou leer. Wanneer ek oor see gaan, ek het 'n lieflike vrou en ek sê vir haar nou, totsiens skat, jy moet nou vir my bid. Sy bid vir my. Wanneer ek oor see is en maande weg is en ek tel 'n brief op, sy sal sê, liewe Billy, ek sit hier vanaand by die kinders, dink baie aan jou. Nou ek sien wat sy op die papier skryf, maar julle sien, ek het haar so lief dat ek tussen die lyne lees. Ek weet waarvan sy praat, sien? En dis hoe dit is met God. Jy kan nie net gaan sit en dit lees in 'n koue formele hart nie. Jy moet verlief wees op die outeur en dan kan jy tussen die lyne lees. Dan het jy 'n begrip van die skrifte. Nou Jesus het dit voor daardie Jode gesê, sien, toe hy homself openbaar het. Toe hy gesê geprofeteer tot by die koms van die einde van tyd, waar hierdie tekens nooit gedoen is voor die heidene nie. En hy het gesê dat, soos dit was in die dae van Sodom, so sal dit wees in die koms van die Seun van die Mens.
dieselfde ding. En dan as julle oplet, toe hy van Noag gesê het hy 'n bietjie sedes gegee, wat hulle gedoen het, geëet, gedrink, getrou, uitgegee in die huwelik en soorts, maar in Sodom se tyd het die groot engel gekom en dit geopenbaar. Dan vind ons het Abraham gelos toe hy teruggegaan het na sy tent gisteraan, na die engel of God hom verlaat het. Die engel het verder gegaan, 2 van hulle het afgegaan in Sodom in, en ons weet wat daaronder gebeur het. Dan vind ons wat daarna gekom het, die vernietiging van Sodom, God wat vuur en swaal uit die hemele laat reën en Sodom vernietig het. Ek wil hê julle moet oplet egter, voor enige vuur Sodom ooit getref het Lot en die slapende bruid soos ons vandag daarna sou verwys, gekom of die slapende maag uit Sodom uitgekom, toe het die vuur geval. Hy het gesê, vlug daarheen gou, want ek kan niks doen voordat jy daar uitkom nie. Die uitroep aan die kerk vandag is, kom uit Sodom uit, kom daaruit. Toe het die vuur geval. En ons vind Abraham toe en Sarah, baie ou mense. Abraham was 100 jaar oud en Sarah was 90. Nou, soos ek 'n paar oomblikke gelede gesê het oor lees tussen die lyne, maar as jy tussen die lyne lees en dit probeer om dit iets te laat sê, dat tussen die lyne lees iets anders sê as wat die lyne sê, dan is dit verkeerd, maar dit moet ooreenstem die heel pad daardeur. Die Bybel is net soos 'n groot legkaart, as jy die uitdrukking sal verskoon. En as jy dit net probeer aan mekaar sit, net soos jy daarna kyk, jy moet iets hier oorkant hê om na te kyk. As jy nie het nie, sal jy jou toneel ruïneer. Jy sal 'n koei hê wat gras spreek bo in 'n boom, so dit sal nie reg wees nie. So dis hoe dit is met wanneer jy probeer om die Bybel aan mekaar te sit met 'n intellektuele begrip daarvan. Jy kan dit nie doen nie. Dis 'n geesgeskrewe woord en dit kos die Heilige Gees om dit aan mekaar te sit. Dan kry jy die hele groot prentjie van Eden af uit in chaos en die pad van die kruis terug huis toe. Dis die hele prentjie, God se verlossingsverhaal om sy eie seun te stuur om 'n verlore en besoedelde mensdom te verlos. Nou Sarah was 90 jaar oud en Abraham was 100 jaar oud. Hier is hulle, die Bybel het gesê, hulle was albei bejaard op 90 jaar oud, sodat haar omtrent 45 jaar verby menopause maak. Maar hier die engel wat met Sarah gepraat het, of met Abraham gepraat het, het vir Abraham hier die belofte gegee, dat volgens die tyd van die lewe, met ander woorde, volgende maand, volgens die tyd van die lewe, wat dit met Sarah sou wees, gaan ek jou besoek. Dit was sy belofte. God hou sy belofte. Nou, hulle het 'n baba by Hagar gehad. En Hagar moes natuurlik later haar baba neem en dit laat uitwerp, sy en haar baba. Want die slaafin en haar kind sal nie erfgenaam wees saam met die vrye en haar kind nie. Ek wil hê julle moet 'n storieetjie hier oplet. Toe Hagar, hoe sy moes gedink het, die wangedrag van Sarah en van Abraham, daardie pragtige paartjie. Hulle het saam gewoon, die lieflinge van die Ou Testament, en met eens het die gesindheid van Sarah verander. En Abraham wou nie sy kind uitwerp nie. Maar die Here het met Abraham gepraat en gesê, doen soos Sarah gesê. Toe Hagar, hoe moes sy nie gevoel het daardie oggend toe sy haar baba geneem het, 'n seun van Abraham, en 'n bottel water, en 'n mandjie brood bo op haar kop, daardie jong Egiptiese vrou en uitgegaan het in die woestyn. En die water was alles op en die baba het begin huil vir water. En sy het die kleintjie geneem en hom onder 'n bos gesit. En 'n boogskoot ver weggegaan, 150 tree of iets, en gekniel en begin huil. Sy kon nie verduur om die baba te hoor huil vir water en sterf in daardie toestand nie.
that the Lord heard the child. Maar onthou, die Bybel het gesê dat die Here die kind gehoor het. Hoekom? Hy is 'n saad van Abraham. God hears the cry of the children of God Abraham. hoor die uitroep van die And if kinders you're van in Abraham. Christ tonight, En as you jy are in Christus Abraham's is vanaand, seed. is jy Abraham se saad. You never Jy het heard nooit vir Hagar Hagar is gehoor, the sê woman, die the vrou, mother. die moeder nie. She's very Sy was baie religious, godsdienstig, but he never maar heard hy het haar her. nooit The gehoor covenant nie. wasn't with that. Die It verbond was was with nie daarmee nie. Abraham's Dit was seed. met Abraham se saad. Oh, if I could get that drilled into you. God Hoe as ek dit in obligated. julle kon He inhamer. swore by God is himself verplig. and Hy het made by the homself covenant gesweer in die unconditionally verbond between onvoorwaardelik Abraham and his gemaak seed tussen forever. Abraham en sy saad vir ewig. You are Abraham's Jy is seed Abraham if se you saad are as jy Christus Christ. sien is. As jy If dood you is are in dead Christus, in Christ, is jy you Abraham are se saad Abraham's en seed and is are heirs erfgename according to volgens the die promise. belofte. And the same promise that he made Abraham is yours. Oh, that ought to make En dieselfde belofte wat hy vir Abraham gemaak het, is joune. O, dit behoort almal te laat gesond word om te dink, as jy die saad van Abraham is. I see he never heard Hagar cry. Wil julle sien, hy het nooit Hagar hoor huil nie, maar die skrif het gesê, hy het die uitroep van die kind gehoor. And he told Hagar he had heard the child crying in misery and En hy het vir Hagar gesê, hy het die kind oor huil in ellende en nood, voordat hy vir Hagar oor bid het. that selected, elected, chosen Daar die uitgesoekte, people. uitverkieste, uitverkore mense, wat die ware Christen is. And then to see that Satan will get into their intellectuals and En om dan te sien dat Satan in hulle intellektuele sal ingaan, en hulle laat lei en geleer word dat belofte vir 'n ander eeu was, wanneer dit al Abraham se kinders is, wat daar die belofte het. Would you give your little girl a glass of water? Sal jy jou dogtertjie 'n glas water gee en jou volgende dogtertjie 'n glas melk gee, as hulle albei dood was van die honger en jy melk gehad het om te gee? Sal jy een 'n klip gee en die ander een 'n slang, het Jesus gesê? As long as you are Abraham's children, God Solank julle Abraham se kinders is, het God gesweer dat hy hierdie verbond met julle sou bevestig. Julle is sy kinders en julle het 'n reg tot hierdie dinge. This is God's blessings, the redemption Hierdie is God se seëninge, die verlossingsseëninge, die dat Christus julle verlos het van hierdie vloeke, en hulle is julle voorregte om te hê. Ek verstaan nie hoe enige persoon die evangelie kan preek sonder om goddelike genesing in te sluit nie, want siekte is 'n eienskap van sonde. Voor ons enige siekte gehad het, het ons geen sonde gehad nie. Toe sonde het gekom het, toe het siekte daarop gevolg. Mag nie jou sondes wees nie. Jy erf hierdie goed soos God beloof het tot 3 en 4 geslagte. Tog reinig die bloed van Jesus Christus van alle sonde. As 'n groot dier my sy voet in my sy gehad het en my ingesny het met sy poot, is dit nie nodig om sy poot af te kap nie. Maak net die dier van sy kop af dood en dit maak poot en alles dood. So jy hoef nie goddelike genesing uit te sonder of enige ander verlossingsseëninge nie. Wanneer hy sonde se kop in mekaar slaan, slaan jy die hele ding se kop in mekaar sien. Jy maak dit alles dood, want dis die eerste oorsaak. Wanneer daarvan ontslae geraak word, gaan elke eienskap daarmee saam. Nou, Abraham, wat te oud was, God het hom ontmoet net presies soos hy gesê het, hy hom sou ontmoet. Nou ek wil julle moet oplet nou, Bybelstudente, en ek weet ek is in 'n groot skool hier. Nou, as jy nie hiermee saamstem nie, maak maar net soos ek maak wanneer ek Kersfeestyd eet. Wanneer ek Kersfeestyd of hoender eet en ek by die been of pit kom, het ek nog nooit die tert of hoender weggegooi nie. Ek gooi net die been of die pit weg en hou aan hoender of tert eet. So dis hoe jy daarmee maak. As jy dit nie glo nie, goed, dit hang van jou af. Laat dit net 'n been wees. Maar die deel wat jy glo, eet jy sien. Nou, God het net hier gewys. Nou, ek gaan net vir 'n oomblik tussen die lyne in en kyk of hierdie reg uitwerk. God het net hier gewys wat hy gaan doen met elke seun en dogter van Abraham, elkeen. Nou, ons weet dat daardie vrou wat 90 jaar oud was, 'n oumaatjie met 'n stof,
kappie en 'n tjalietjie oor haar skouers en kromskouers. En Abraham het groot lang baard en wit haar en baarde wat oor sy ken in gesig hang en wat hierdie stok dra rondloop. Nou hulle was, die Bybel het gesê, nou julle moenie dink dit was daar die ouderdom nie. Want die skrif het gesê hulle was albei ver gevorderd in ouderdom. Hulle was albei oud. Nou ons weet, as hy saam met haar geleef het as 'n vrou van dit sy omtrent 18 jaar oud was en hier was sy 90. Wel, daar's absoluut wel, dit was verby die tyd om kinders te hê, baie jare verby die tyd. As sy werklik kinders gaan hê, sou sy hulle destyds gehad het, toe sy 'n jong vrou was, en toe die tyd van die verandering aangebreek het, wel, sou sy dit voor die tyd gehad het, of miskien op daardie tyd. Maar nou is ons 40 jaar of meer verby daardie tyd. Nou, God moes een of ander soort wonderwerk verrig. Almal wat daarmee sal saamstem, sê amen. God moes iets doen. Nou die eerste ding nou julle is 'n gemengde skare en julle sou na julle dokter luister. Ek behoort net soveel vir julle te wees as wat hy is. Ek's julle broer. So nou julle, ek moet dit so sê, sodat julle goed sal verstaan. Nou 'n vrou, hy moes haar skoot vrugbaar maak. Daar moes iets gebeur, dis waarom hy gesê het, ek sal jou besoek volgens die tyd van die lewe. Nou, as sy 'n moeder geword het nou, om in kraam in te kon gaan, moes sy haar hart versterk kry. 'n ou vrou op 90 jaar oud, 'n vrou op 40 vandag, hulle sterf, meeste van hulle. En hier is sy 90 jaar oud. God moes haar hart versterk. Hy moes haar skoot vrugbaar maak. En toe het hulle nie hierdie higiëne bottels gehad soos hulle vandag het vir die babas om te drink, vir die sigaretroker maas nie. Maar in daardie dae moes die baba normaal die ma se melk drink. En dan as hy so oud was die melkare opgedroog in haar liggaam. Hy moes melkkliere vir haar maak. Hy moes beslis. Julle sien, hy sou haar net moes regmaak. God het haar nie reggemaak nie. Hy sou hier wys wat hy gaan doen met elke dogter van God. Hy het haar verander en 'n jong vrou van haar gemaak en hy het Abraham terug verander na 'n jong man. Nou kyk en sien of dit nie waar is nie. Ek kan my net voorstel sodat die jongers dit sal begryp. Ek kan my vir Abraham voorstel wat sê een oggend uitgekom en ek kon haar hoor sê, "Wel Abraham, skat, jy weet daardie kromskouers, jy begin jou skouers regop trek. Daardie grys haar het begin swart word." Ek kan hom hoor terug sê vir haar, "Skat, daardie swart oë wat jy altyd gehad het, hulle kom weer terug en daardie plooie verdwyn uit jou gesig." Kyk waar hulle reis onderneem het van. Hulle was bo in Kanaan en hulle het 'n reis onderneem en al die pad afgegaan deur Geraar. Dis nogal 'n reis omtrent 300 myl vir 'n ou paartjie, al 200 jaar oud, daarna afgereis Geraar toe. En nie net dit nie, maar daar was 'n jong koning daaronder met die naam van Abimelech en hy was op soek na 'n liefling. En hy het al na die pragtige meisies van die Filistyne daar gehad om van te kies, maar toe hy vir ouma sien aankom, het gesê, "Dis die een waarvoor ek gewag het." Nou sou dit nie belaglik klink nie. No, sir. Abraham said, "You are fair to look upon." Nee meneer, Abraham het gesê, "Jy's mooi om na te kyk. En jy sê dat jy my suster is en ek sal jou broer wees." And Amalek fell in love with Sarah. En Abimelech het verlief geraak op Sarah en sou met haar getrou het. Belaglik om te probeer ding. See, that's what all of Abraham's seed and his children is going to turn from Sien, dis wat almal, al Abraham se saad en sy kinders, van oud na jong gaan verander by die koms van die Here Jesus. Lewe net getrou aan God, dis sy belofte. Ek het dit gevra vir 'n dokter hier 'n tyd gelede. Ek het sê, "Dokter,
As ek uit die stof van die aarde gemaak is, wetenskaplikes het gesê ek is gemaak uit 16 verskillende elemente van die aarde. Dan as ek was, waarom is dit dan? Hoe het ek ooit gekom in die vorm wat ek is? Hy het gesê deur kos te eet. Kos verander in bloed, bloedselle bou jou. Ek het gesê, dokter, waarom eet ek dan dieselfde soort kos wat ek geëet het toe ek 15 jaar oud was? Elke keer wat ek vleis, aartappel, brood eet, elke keer wat ek eet, het ek groter, sterker geword. En ek eet nou dieselfde kos en word ouer, swakker. As ek my lewe hernie elke keer wat ek eet, waarom is dit dat ek oud en geplooi raak en beter kos eet as wat ek toe het? En tog, elke keer wat ek eet, sterker. Toe ek toegeëet het, het ek gelewe. As jy 'n glas water gooi of 'n glas in 'n beker water neem, en water uit 'n beker in hierdie glas begin ingooi, en dit word halfvol. En dan aanhou gooi en hoe meer jy ingooi, hoe verder sak dit. Bewys dit vir my wetenskaplik, dit kan nie wees nie. Daar's geen antwoord daarvoor nie, maar die Bybel het die antwoord. Dis vir die mens bestem. Nou hier's wat gebeur het. In die opstanding, wanneer jy opkom, sal jy nie as 'n babatjie uitkom nie. Jy sal uitkom in jou die vleur van jong man en jong vrou. Nou ek wil hê julle moet dit goed verstaan. Dit is nie miskien te lank gelede vir sommige van julle ouer mense nie, dat jy daardie mooi meisie begin oplet het waarmee jy getrou het, wat grys en geplooi raak. 'n Jong man met wie jy getrou het, wat grys word en sy skors krom nie. Wat het gebeur? Die dood het begin in jou. En dit gaan jou hier vaspen. Miskien laat God jou wegkom. Uiteindelik gaan dit jou neem, maar dit kan jou nie seermaak nie. Wanneer jy uitkom in die opstanding, gaan jy nie een ding daar wees om sonde te simboliseer nie. Jy het gegroei, jy was op jou beste tussen. Ek dink die wetenskap sê tussen 20 en 23 is jy op jou beste. Daarna begin jy sterf. Jy lewe bou tot daardie tyd daarna, begin jy agteruit gaan. God sit die prentjie op, trou julle, sit julle by mekaar soos die eerste Adam en Eva, gee julle keuse. As jy hom kon kies, het jy ewige lewe. As jy hom nie kies nie, het jy nie ewige lewe nie. Maar almal wat ewige lewe het, sal God saam met hom bring by die koms van Christus. En hy sal opstaan, nie 'n ou man en vrou nie, nie 'n klein babatjie nie. Maar jy sal opstaan as die volmaakte jong man en jong vrou van omtrent 22 of 23 jaar oud. So sal jy vir altyd wees in die teenwoordigheid van God. Dis net die waarheid. Dis wat hy vir Sara en Abraham gedoen het, en toe Abimelech gesien het dat sy mooi was, wel, het hy vir haar geval. En hy het haar geneem om sy vrou te wees. Nou ek wil soort van net 'n bietjie hier knyp, nie om seer te maak nie, maar ek wil hê julle moet oplet dat Abimelech, ek kan my voorstel toe hy hierdie pragtige Hebreërse meisie geneem het en al die juweliersware vir haar aangetrek en haar klere gereed gemaak het. Ja, môre gaan hy met haar trou gegaan en sy bad geneem en sy gebede opgesê en in die bed geklim en uitgestrek en gedink, o goeiste, môre sal ek met daardie pragtige Hebreërse meisie trou. Net 90 jaar oud sien, en hy gaan met haar trou. Sy het waarskynlik omtrent 23 gelyk. En toe hy daar gelê en dit gedink het, het God na hom toe gekom en gesê, jy's net so goed soos 'n dooie man. Hy het gesê, Here, hoekom so? Hy het gesê, jy het 'n ander man se vrou. En hy het gesê, wel, uit die opregtheid van my hart het ek dit gedoen, Here. Jy weet, sy het vir my gesê, dit is haar broer, en hy het vir my gesê, dis die suster. En God het gesê, dis waarom ek jou gekeer het om teen my te sondig. Ek ken die opregtheid van jou hart. Maar luister nou hierna, ek ken jou integriteit. Maar sy is 'n vrou van 'n profeet. Haar man is my profeet. Nou, julle praat van iewers wat julle dink julle iets gedoen het wat nie by God kan uitkom nie. Kyk na Abraham daar buite, wat hy gedoen het, deur oor sy vrou te lieg. Daar buite een kant gesit, enige man wat so optree oor sy vrou. Daar was hy daar buite, hy was afvallig, sekerlik. God het vir hom gesê, moenie daardie land verlaat nie, bly in Palestina.
Enige Jood wat uit Palestina uitgaan is afvallig. God het vir hom gesê, bly in daardie land. Nou, hy het vir hulle daardie land gegee, dis waarom hulle nou terugkeer. Dis weer verbondstyd sien, terugkom na die land. En nou hy was afvallig, het God verlaat so toe gegaan en vir 'n man gesê, dat dit sy suster was in plaas van sy vrou. En Abimelech kon 'n goeie heiligheidsman gewees het, vir al wat ek weet. Maar God het gesê, ek sal nie jou gebed beantwoord nie, maar daardie man van haar is my profeet, en as jy nie sy vrou terugneem, en hom vir jou laat bid nie, is jy so goed soos 'n dooie man. Wat daarvan, dis God wat sy belofte aan die saad van Abraham hou. O goeieste, kan julle sien, genesing is joune, verlossing is joune. Dis 'n gratis geskenk van God wat God vir jou gegee het en jou geroep het en jou gekies het. Voor die grondlegging van die wêreld het hy jou gekies. Jy is sy erfgenaam. Wel, hy waak oor jou dag en nag om by jou te probeer uitkom om iets vir jou te doen. Jy sê, maar broer Branham, ek het verlede week of verlede maand 'n fout gemaak. Ek gee nie om hoeveel foute jy maak nie. Ons het almal gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid. As jy 'n kind van Abraham is jy gereed om dit as sonde te erken en weer terug te kom na God toe. En God se genade is nog steeds met jou. Kyk na Abraham. Hy sê, ek sal nie jou gebed verhoor nie, Abimelech, maar elke skoot is gesluit. Hy het gesê, jy neem sy vrou terug na hom toe en laat hy vir jou bid. Amen, ek hou daarvan. Ek sal sy gebed verhoor, want hy is my profeet. En hy het Sarah gevat en haar teruggeneem na Abraham toe en haar teruggestuur met geskenke. En toe het Abraham vir hom gebid en God het die skoot van alles wat hy gehad het oopgemaak en hy was voorspoedig. En Sarah was 'n jong vrou en Abraham was 'n jong man. Let op, nadat Isak gebore is en Abraham se liggaam so goed soos dood, maar Sarah het gesterf op omtrent 137 jaar oud en Abraham op 145. Hy het met 'n ander vrou getrou en het 7 seuns behalwe die dogters gehad. Halleluja, dis reg. Hy het hom terug verander na 'n jong man. Wel, hierdie is amper nog 100 jaar later. Sien wat hy gedoen het. Hy het hulle vernuwe. Dis wat hy sal doen met elke verbondsmens wat in Christus inkom. Wat uitsterf vir die dinge van die wêreld en 'n nuwe skepsel in Christus word, Abraham se saad aanneem en erfgename is volgens die belofte. Daar het julle dit. Dan, wat is goddelike genesing? Het jy dit geglo, broer van Canada? Wat is daardie kanker in die oë van God vir 'n saad van Abraham? Jy voel rond om te probeer vind of jy, wel, hy's reg op jou, bo jou, onder jou, in jou, reg rondom jou. Jy kan nie daar lê en lewe nie. Jy moet opstaan in die naam van die Here Jesus. Ek is Abraham se seun, want ek het Jesus Christus aanvaar, die beloofde een, en genesing behoort aan my. Aan julle mense daar en na die rolstoele dieselfde ding. As jy 'n wedergebore Christen is dieselfde geloof wat daar in Abraham was binne in jou. En God se belofte aan Abraham enigiets teenstrydig en daarmee het hy gesê, dis asof dit nie is nie. Hy het nie getwyfel aan die belofte van God deur ongeloof nie, maar was sterk en het God geprys. Elke dag het langer en verder gelyk, maar hy het God nog altyd geprys en gesê, dis asof dit alreeds verby is. Dis hoe om dit te doen. Party van julle sê, ek kan nie die dinge van die wêreld opgee nie. Ek kan nie hierdie doen nie, ek. Jy kan nie, jy het nog net nie die regte hand gevat nie. Dis reg. Jy het nog nie die regte kleed aangeraak nie. Wanneer jy hom aanraak, die hoëpriester van jou belydenis, wat die groot saad van Abraham is, deur God se belofte, dan neem jy sy gees aan in die volheid van sy opstandingskrag.
Hy het jou gevul en verkoop jou met sy goedheid en sy genade en sy krag van geloof om enigiets teenstrydig met God se belofte te noem, asof dit nie eens daar is nie. Moenie eers daarna kyk nie, marcheer voort. Amen. Wel, ek kyk net soveel na ons as liever Susie, ek kan nie bid hier toe gaan op Woensdag aand nie. As jy God eenmaal reg onder in jou hart kry, sal jy daardie vulgêre ding op die radio of televisie afskakel. Dis reg, jy sal beslis al daardie grapjasse met al daardie veel grappe en goed, hoe daardie ongesensorde programme op televisies en die volk dit daarmee laat wegkom. Wel, dis 'n skande, geen wonder ons is in die korrupsie waarin ons is nie. En daardie mense wat hulle self Christen noem, sal die kerk mis om na sulke goed te kyk. Ek sê Los Angeles soos die res van Amerika, julle het 'n herlewing nodig. Die probleem daarmee is soveel keer is predikers agter die preekstoel so lafhartig, hulle is bang om mense die waarheid te vertel, dis 'n etekaartjie, of hulle word uitgegooi, wat daarvan? As jy uitgegooi word, preek dit buite iewers. Keep on going. God's Spirit's eternal, it multiplies and keeps moving. Gaan aan, God se gees is ewig, dit vermenigvuldig en bly beweeg. Man John Ryan, Ou man John Ryan, oor die 70 jaar oud, 'n bedelaar in Fort Wayne, totaal blind vir 25 jaar. En daar in die diens daardie aand, toe hy na die platform toe gekom het, het die Heilige Gees vir hom gesê wie hy is en gesê, so spreek die Here, jy's genees. En die ou kerel, hy het gesê, wel, ek sien nie. Ek het gesê, dit het niks daarmee te doen nie, jy is genees. As jy kind van Abraham is, neem jy eers sy woord. En hier is die engel van die Here wat weet wie hy is en alles van jou af. Jou gesê het, so spreek die Here. Wel, hy het net gesê, wat moet ek doen? En hy het behoort aan 'n ander denominasionele kerk, katholiek. En hy het gesê, wat moet ek doen? Hy was eers 'n filmster, hy het ook in die arena gery in Barnum en Bailey se groot. Hy was 'n leier van daardie groot, beroemde Garland Harlekyne. Hy was 'n groot man, so spreek die Here. Die ou kerel het op die balkon gekom die tweede aand. Ek het vir hom gesê, hou net aan, sê, dank U Here vir my genesing. Hy het gesê, dink jy ek sal my sig kry? Ek het gesê, jy het vir my gesê, jy glo wat ek vir jou gesê het. Hy het gesê, ek glo. Ek het gesê, wel, waarom bevraagteken jy my dan? Toe hy het opgegaan, die volgende aand kon ek skaars spreek, hy sou sê, bly almal stil, prys die Here vir my genesing, weer gaan sit. Omtrent 2 weke na die diens Fort Wayne verlaat het hy koerante op die straat ook verkoop en hy was daar oorkant besig om koerante te verkoop. En 'n ander nuusmannetjie het hom oorgelei om geskeer te word by die haarkapper. En so het hulle die handdoek om sy nek gesit en sy gesig gesmeer en die barbiertjie wou slim wees, julle weet. En hy het gesê, sê, ek het gehoor jy was daar om die goddelike geneeser te sien toe hy hierbo was. Hy het gesê, ja, ek het soontoe gegaan. Gesê, ek het gehoor jy is genees. Sê, ja, prys die Here, hy het my genees en sy oë het opgegaan in die haarkapperstoel. Hy het uit daardie stoel uitgespring het in die straat afgegaan met daardie handdoek onder sy nek, die haarkapper agter hom aan met 'n skeermes in sy hand in die straat af het hy 'n skouspel gemaak. Omtrent 2 maande daarna het ek na Benton-Harbor toe gegaan, na daardie Joodse kolonie toe daar, wat Israel se skool genoem word. En hierdie jong rabbi het uitgekom om my te sien en hy het gesê, met watter gesag het jy John se oë oopgemaak? Ek het gesê, met die naam van Jesus Christus, die Seun van God. Hy het gesê, ver is dit van God om 'n seun te hê. Hy was 'n Jood en ek het gesê, en hy het gesê, daardie kerel Jesus was niks anders as 'n dief nie. Julle weet hoe Israel partymaal kan stry. So ek het gesê, 'n dief? Sê ja, hy het mielies gesteel. Ek het gesê, julle eie wet sê 'n man kan deur die land gaan en pluk wat hy wil eet, maar nie enigiets in 'n sak wegneem nie. Hoe was hy 'n dief volgens julle eie wette? En hy het gesê, jy kan my nooit laat glo, hy was die Seun van God nie. Ek het gesê, John het sy sig, het hy nie? En hy het gesê, ja, ek het hom baie almos op straat gegee. Ek weet hy was blind. Ek het gesê, hy kan nou sien en dit is gedoen deur sy geloof in die Seun van God, Jesus Christus. Hy het gesê, ek glo dit nie. Ek het gesê, wel, hy het sy sig. Ons het nooit hiernatoe gekom om te stry nie, so daar is dit, die man staan hier, jy kan dit nie ontken nie, kan 'n koerant lees sonder 'n bril, en ek het gesê, wat daarvan? Hy het gesê, wel, kyk, hy het gesê, julle heidene kan nie vir God in 3 stukke kap en hom vir 'n Jood gee nie. Ek het gesê, ons kap hom nie in 3 stukke nie, glad nie.
En so toe het hy gesê, wel, ek het gesê, sou dit vir jou moeilik wees om die profete te glo, Rabbi? Hy het gesê, ek glo die profeet. Ek het gesê, Jesaja 9:6, met wie het hy gepraat? Van wie praat hy, toe hy gesê het, vir ons is 'n kind gebore, 'n seun gegee? Het hy gesê, die Messias. En ek het gesê, wel dan, wat sal Messias wees? Hy het gesê, hy sal 'n man wees. Ek het gesê, dis wat ek gedink het. Ek het gesê, nou wat vereistes, wat het hy nie nagekom? En alles wat die Ou Testament beloof het, hy sou wees nie. Julle weet, daardie kerel eerlik in sy hart, ek het hom opgelet, hy het rondgekyk en begin wegstap. En trane teen sy baard afgeloop en hy het gesê, meneer, het hy gesê, ek glo as daardie tempelpriesters hom sou glo ek, sou dit beter gewees het vir hulle. Ek het gesê, glo jy, Rabbi, dat hy die seun van God was? Hy het gesê, ek glo hy was 'n goeie man. Ek het hom laat begin. Hy het gesê, maar hy was nie die seun van God nie. En ek het gesê, Rabbi, alles wat hy gesê het, is besig om te gebeur. Hy het gesê, ek glo hy was 'n profeet. Ek het gesê, as hy 'n goeie man was, sou hy nie lieg nie. As hy 'n profeet was, kon hy nie lieg nie. So daar het jy dit. Jy glo hy was die seun van God. Hy het omgedraai begin instap. Hy het gesê, as ek dit geleer het hy gesê, sou ek daar onder in die straat gewees het, oor 'n krans daar, ek sou daar onder in die straat gebedel het. Ek het gesê, ek sal liewer daar onder in die straat wees, besig om te bedel, ek sal liewer op my maag lê en rivierwater drink en soutbeskuitjies eet, as om my naam daar bo op daardie gebou te hê in goue letters. En moet toegee op my eie oortuigings in die woord van God. Absoluut is reg. God is God, net dieselfde. Daartoe, toe hy Sara teruggebring het, Abraham terug na 'n jong man en 'n vrou, het sy 'n ma geword. Hulle het die klein kindjie gebring. Hoe pragtig moes daardie klein kereltjie nie gewees het nie. 8ste dag is hy besny en toe hy net 'n jong seun was, wel, is daar 'n groot fees vir hom gehou. En eendag het God gesê, ek gaan bewys omtrent soos hierdie, aan die Angelus tempel dat ek my belofte hou, ek gaan vir die mense bewys. Gesê, Abraham, neem jy jou enigste seun en neem hom na 'n berg toe, waar ek jou gaan wys, en offer jy hom daar as 'n brandoffer. Nou hy het vir hom gesê, hy gaan die vader van nasies wees, en hier sy enigste seun, en nou neem en vernietig en die einste ding doodmaak wat sou wees, hoe dit hom die vader van nasies sou maak. Nou het hy gesê, gaan jy verder en ek sal vir jou die berg wys. Ek kan my voorstel hoe die ou kerel gevoel het. Die volgende oggend sy pragtige klein seentjie van omtrent 12 jaar oud, hoe hy moes oorgekom en hom geskud het. Word wakker, Isak, moenie vir mamma wakker maak nie, want mamma sal nie verstaan nie, word wakker. En hy het daar uitgegaan en 'n bietjie hout gekap, dit gekloop, dit in 'n sakkie gesit, dit bo op die rug van 'n muil gesit en 2 diensknegte gekry. Onthou hy 3 dagreise ver agter in die wildernis ingegaan. 'n Gewone man kan loop. Toe ek op patrollie was vir 5 jaar, moes ek 30 myl per dag loop vir 6 dae per week. Mense het vandag wat ons petrolvoete noem. Daardie dae moes hulle loop. Hulle was meer gewoond daaraan. 'n Man kon maklik wel sê hy het net 25 myl per dag geloop. Dit het hom 75 myl agter in die woestyn gesit. En toe het hy sy oë opgeslaan in die berg in die verte gesien wat die Here hom in die visioen gewys het, waarna toe om die kind te neem om hom te offer. Hy het naby die berg gekom. Nou luister goed, soos ons gereed maak om af te sluit. Hy het naby die berg gekom en hy het vir die diensknegte gesê, bly julle hier. Dink aan hoe sy hart moes geklop het. En die weet dat hy daarna toe sou gaan om sy seun dood te maak en die enigste hoop wat hy gehad het te vernietig, om ooit die vader van nasies te wees. Maar hy het gesê, hy het hom ontvang soos een uit die dood. Hy was oortuig dat God hom kan opwek uit die dood. Sien daar die Abraham se geloof? Sien wat dit beteken? Maak nie saak hoe belaglik dit klink nie. As God het gesê het, bedoel hy dit. Hy is die weg, hy hou sy woord. Dit hang van hom af om daarvoor te sorg. Nie vir jou om daarvoor te probeer sorg nie. Dis hy wat daarvoor moet sorg. Luister goed, toe het hy vir die diensknegte gesê, ek hou net hiervan. En hy het vir hierdie diensknegte gesê, wag julle hier, ek en die seun sal soontoe gaan om te aanbid, en ek en die seun sal terugkom. Hoe gaan hy dit doen, wanneer hy die mes het, en dit skerp gemaak is? Hy het die vuur in sy hand, hy het die hout op sy rug, and he took it off his own back and placed it on Isaac, a beautiful type of Christ, packing that wooden cross. En hy het dit van sy eie rug afgehaal en dit op Isak gesit, 'n pragtige tipe van Christus wat daardie hout teen die heuwel opdra. En hy het gesê, wag julle hier, ek en die seun sal soontoe gaan om te aanbid,
en ons sal terugkom. Amen. How you going to get out of that wheelchair? It's none of your Hoe, o business. goeiste, hoe gaan jy uit daardie rolstoel uitkom? Dis nie jou besigheid om daaraan te dink nie. Hoe gaan jy gesond word? Dis God se belofte. Enigste ding wat jy doen, is bly aan beweeg. And he laid that wood on Isaac's Hy het shoulder. daardie hout op Isak se skouer gesit en hy het begin teen die heuwel opgaan. En toe hy bo op die heuwel gekom het, het hy 'n paar klippe bymekaar gerol, die hout neergesit. Klein Isak het agterdogtig geraak. He said, Father, Hy het gesê, Vader, kyk, die eerste woord wat die Bybel ooit genoem het van Isak se stem was, my Vader. my Father, here is the altar, here is the fire, here is the My wood. Vader, hier is die altaar, hier is die vuur, hier is die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer? And the trembling old father, it's just at the last moment. He En turned die to him bewende and ou he said, vader nie, dis net op die laaste oomblik. Hy het na hom toe gedraai en hy het gesê, my seun, God sal 'n lam voorsien. Are you Abraham's children? God will provide Is julle for Abraham se himself kinders? a sacrifice. God sal vir homself 'n offer voorsien. Why, it was the last moment. Wel, dit was die laaste oomblik. So hy steek sy hand onder sy gordel in, trek die touw uit en klein Isak het nie begin skree nie. Hy was soos Christus homself onderwerp aan die dood. Put his son's hands behind him, tied his hands and his feet, laid him up on the Sy altar. seun se hande agter hom gesit, sy hande en voete vasgebind, hom op die altaar gelê. Kan julle voorstel hoe hy gevoel het? Daar's die geloof van Abraham. Het julle dit? God's able to do this, he said. God is in staat om dit te doen, het hy gesê, maar hierdie is die opdrag en hierdie is wat ek sal uitvoer. Het daardie geslepte mes geneem, die klein krullerige lokkies uit sy 12 jaar ouwe seentjie se gesig uitgevee, Leaned it back, thinking of Sarah at home. dit teruggeleun, gedink aan Sara by die huis, sy enigste seun, hom waarskynlik op die wang gesoen, hom neergelê, Looked up, picked up the knife and raised his hand. opgekyk, die mes opgetel en sy hand opgesteek. Dis om God te glo. And as he started to bring En soos hy die mes begin afbring het, het die Heilige Gees sy hand gevang. That Abraham, Abraham, stay your hand. I know Hy sê, now that Abraham, you trust me. Abraham, stop jou hand. I know that Ek you weet nou love dat jy me. my vertrou. Ek weet dat jy my liefhet. Said you haven't even would spare your own son. Gesê het nie, sal selfs nie jou eie seun spaar nie. En omtrent daardie tyd het 'n lam agter hom gebly. Dit was 'n rammetjie, nie 'n ooi nie, dit was 'n ram, manlik Christus. Had his horns hooked in the vine. Het sy horings gehaak gehad in die rankplante reg agter hom. I want to ask you a question. Where did that ram come from? Ek wil vir julle 'n vraag vra. Waar het daardie ram vandaan gekom? Hy was 3 dae hyse ver van die beskawing af. En bo op die berg waar daar geen water is nie. While the wild beasts would have killed the lions and Wel, die things would have wilde got the diere sou little doodgemaak het, die leeu's en goed sou die rammetjie gevang het as dit 90 myl ver in die wildernis rondgedwaal het. En dan bo op die berg nog 'n dag reis waar daar geen water, geen gras is nie. If you know the land, have been in there, just rocks, that's all. As julle die land ken, daarin was net klippe, dis al, en hier was hierdie rammetjie in die woestyn aan sy horings vasgehaak. The sagebrush Dit was vasgehaak aan sy horings in die saliebosse. En goed, waar het dit vandaan gekom? Waarom? No wonder Abraham called it him Jehovah. En wonder Abraham het dit hom Jehovah Jireh genoem nie. Wat het gebeur? Die Here het daardie ram in ontstaan gespreek. Hy het dit in ontstaan gespreek een oomblik en binne nog 'n oomblik het dit ophou bestaan. Wat is hy? He is able. Amen. He's Jehovah Jireh. He's God. Hy is in staat, amen. Hy is Jehovah Jireh, hy is God. The Lamb Dit was nie 'n bled. visioen nie. Die lam het gebloei. The same God that could Dieselfde pull God wat die elements elemente together, make a bymekaar body kon for him maak to en 'n live liggaam and vir walk hom up before kon Abraham. maak om in te That lewe same na Abraham God toe te spoke kon up, loop. ran Daardie into selfde God het 'n ram in ontstaan gespreek want daar was 'n behoefte vir 'n offerande. How's he going to bring you out of that wheelchair? I don't know. That's his business. He's Jehovah Jireh. Hoe gaan hy jou uit daardie rolstoel uitbring? Ek weet nie, dis sy besigheid. Hy is Jehovah Jireh. Die Here sal voorsien. Wat was dit? Sy woord was op die spel. God sal voorsien. Jy sê, broer Branham, ek is opgevreet van kanker. Dit het nie een ding daarmee te doen nie. Die dokter sê ek kan nie meer langer as 6 maande lewe nie. My hart is so sleg dat die kleppe verstop is. I don't care what they've
done. He's still Jehovah Jireh. He made that heart. Ek gee nie om wat hulle gedoen het nie. Hy is steeds Jehovah Jireh het daardie hart gemaak. What was it? He was Christ. That ram represented Christ. Wat was hy? Hy was Christus. Daardie ram het Christus verteenwoordig. Jehovah Jireh het al reeds 'n offer vir jou voorsien. And then he said, Abraham, Abraham, all nations. En toe het hy gesê, Abraham, Abraham, alle nasies sal deur jou geseën word. My verbond is seker vir jou. Hoekom? Abraham het hom liefgehad. Abraham het sy woord geneem. En as ons die kinders van Abraham is, het God sy belofte vervul. Soos ons nou die aand gehad het op die Pinksterdag, op die dag van die offerande, toe hy die lewe uit Christus uitgeskeer, die liggaam opgeneem en die Heilige Gees teruggestuur het hiernatoe. En aand na aand, jaar na jaar, bewys hy homself as lewendig onder ons, die geneeser. En Abraham se kinders, wie ook al wil glo, jy mag kwaad gedoen het, jy mag oorspel gewees het, jy mag 'n dobbelaar wees, jy mag enigiets wees wat daar in sonde kon wees. Maak nie saak hoe diep jy gedaal het nie, hy is Jehovah Jireh, sy offer is voorsien, sy teenwoordigheid is hier. He keeps his word. He's here now. Hy hou sy woord, hy is nou hier om te red, te genees. To perform anything that he promised because he's already Enigiets te doen wat hy beloof het, want hy het alreeds die offer gemaak en dit aanvaar. En al wat ons doen is om te kyk en te lewe. Jehovah Jireh, the Lord will provide. Jehovah Jireh, die Here sal vir homself 'n offer voorsien. Hy het 'n offer vir ons voorsien. You are sick. Jy is siek, as jou plig om na jou dokter toe te gaan. As jou dokter jou nie kan help nie, dan het God 'n offer voorsien. As jy alkoholist is, het jy na die anoniem toe gegaan en het jy waarskynlik op daardie manier probeer genees word. As jy 'n sigaretroker is, het jy waarskynlik Notobac geneem en alles waarin jy kan dink, en steeds smag jy na daardie goed. Jy het aan die einde van die pad gekom daarmee, met daardie onrein gewoontes. Dit kan nie van God wees nie. En as jy alles gedoen het wat jy kan doen, en steeds sien jy dat dit nie werk nie, dan het Jehovah 'n voorsiende offer. Hy sê Jehovah Jireh, die offer om jou weg te neem van jou sondes. Jy sê, Broer Branham, ek het gesoek na die Heilige Gees. Ek het hierdie gedoen. Jy doen dit nooit, die Heilige Gees soek na jou. Jy soek nie die Heilige Gees nie, dit soek na jou. Dis net jou oorgawe daaraan, dis wat dit doen. Broer Branham, ek het na goddelike genesing gesoek. Goddelike genesing is gekoop op Golgotha. Jy soek nie goddelike genesing nie. Die goddelike geneser soek na jou, God. Dis hoekom jy hier is vanaand. Hy probeer in jou hart inkom. Jesus die Seun van God, hy is in die gebou, sy Gees is hier. Jehovah Jireh het 'n offer voorsien en Yes, Lord.
If I understand the scriptures right, the As Holy ek die Spirit skrifte reg speaking, verstaan, die how Heilige Gees reverently wat spreek, I heard nou talking of eerbiediglik. healing there. Ek het gehoor daar word van genesing gepraat. Nou wees baie eerbiedig terwyl die Heilige Gees nou beweeg. Bid almal stil. Ek dink nie daar is enige gebedskaartjies uitgegee nie. Daar's geen kaartjies in die gebou nie. Is daar? Nee. Hele gebou? Goed. Maar daar dieselfde God wat daar oorkant was op die Pinksterdag. Daar dieselfde God wat Thank you, Father. We thank you for these promises and how that your children Dankie Vader, ons dank U vir hierdie beloftes en hoe dat U kinders miskien nie net uitgaan en kwaad doen nie. Maar die sonde, ek sou glo dat wat U vir hulle gesê het om te bely, die sonde van bygeloof is op ongeloof. Ek bid dat U aan hierdie mense sal skenk vanaand wat hier teenwoordig is. Om te weet dat hierdie mense gelaai is met die Gees en hulle het daardie hoeveelheid boodskappe gegee, 3 boodskappe. U het gesê, laat dit in beurte van 3 wees. Ons het daardie 3 boodskappe gehad onmiddellik na die onderrigting van die skrif. Nou Vader, ons dank U daarvoor. Ons bid dat dit diep in die harte van die mense sal insink. Laat die Heilige Gees nou sondaars oortuig en aankla van hulle sonde, dat hulle na U toe mag kom. Ons wag op U in die naam van die Here Jesus. Terwyl julle bid, hou net aan bid. Die Bybel het gesê dat Jesus 'n hoëpriester is wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. Hy is nou daardie hoëpriester. En 'n vrou het sy kleed aangeraak en hy het omgedraai. Nou julle raak nie aan my nie. Hierdie is net 'n gawe. Raak julle aan hom en kyk of hy nie julle probleem ken nie. Was daar enige iemand nou in goddelike teenwoordigheid wat nog nooit in een van my dienste was nie? Sal jy jou hand net saggies opsteek, net 'n paar, nie meer as 2 dosyn nie, reken ek. Goed. Ons terwyl hulle bid, wees nou baie eerbiedig, moet niemand beweeg nie, sit net baie stil. Ek sê totale vreemdeling vir hierdie mense, maar dat julle mag weet dat die woorde wat ek gesê het en hierdie verskeie aande gepraat het, dat ons aan die eindtyd is. Die laaste teken in die kerk is daardie teken wat Jesus aan die Jode gegee het, aan die einde van hulle bedeling. Aan die Samaritane gegee het, aan die einde van hulle bedeling, maar dit nooit vir die heidene gegee het nie. Toe gesê dat in die laaste dae daardie teken weer sou terugkom, net by die verbranding van die wêreld. Soos dit het by Sodom en Gomorra, en die man was, God se Gees in hom gehad het sy rug gedraai en vir Abraham gevra waar Sara was. Gevra waarom het sy in die tent gelag, toe sy by haarself gelag het, nooit enige geraas gemaak het nie. Jesus het gesê in soveel woorde dat dit weer sal plaasvind aan die einde van die heidense tydperk. Nou wees eerbiedig en bid. Ek wil oor die gehoor probeer kom deur almal oral as ek kan, net om te kyk of die Heilige Gees sal openbaar. Nou moet niemand beweeg nie. Wees net baie eerbiedig hou aan bid. Net moenie dink aan my wat hier staan nie, maar sê net vir die Here soos hierdie. Nou ek ken die persoon sover ek kan sien nie. Hierdie prediker wat hier reg voor my sit, ek kan nie aan sy naam dink nie. Ek het nou sy hand geskit. Ek kan onthou dat ek hom ontmoet het, maar ek weet net nie wat sy naam is nie. Is die enigste persoon in die gebou waarvan ek weet, en ek het 'n paar vriende hier wat ek ken, die Stadsklef, Kapelaan Stadsklef, hy is hier iewers. En dan dink ek broer Softman en 'n paar vriende van Kanada. Buiten dit was my eie seun en my dogter en hulle is die enigstes wat ek ken. As dit met een van hulle sou praat, sal ek noem hulle wie hulle is. Bid net as jy siek is, hoeveel in die gebou, miskien is daar geen siekte hier nie. As iemand hier binne lê en jy glo dat jy genoeg geloof het om nou die hoëpriester aan te raak, klip net jou hand baie stil op so daardie. O ja, daar's baie siekte en dis net oral. Goed. Nou dis geskryf in die Bybel, julle weet dit. Dis God se belofte. Nou sal dit werk. As dit werk, dan het ek die waarheid vertel en ek het van God gepraat. Nou as hy van my praat, weet ek het die waarheid oor hom gepraat. Nou, hy mag dalk nie hiervan praat nie, ek weet nie. As hy dit doen, goed. As hy dit nie doen nie, wel, is dit steeds in die haak, in elk geval. Ons sal net vra en kyk of hy met ons sal praat.
Ek sal na my linkerkant toe kyk, net konsentreer aan daardie kant. If you'd raise your head just a moment. Right As straight jy through hulle here, kop net 'n oomblik a sal lady oplig, sitting net hier praying regie has deur, got 'n dame wat sit sinus bid, trouble. het sinusprobleme. Do you Glo believe the jy Lord die Here Jesus Jesus will sal heal jou you, genees, sister? suster? Goed. All right. Die gryskop The dame wat red-headed haar lady hoof that gebuig bowed het her reg, head, right. steek jou hand Raise op up your hand, daarachter Victory. dame, That's dis reg. it. God God bless seën you. jou nou, Just believe glo with nou all net your met heart. jou hele hart. Now, somewhere out in here, Nou iewers hier buite. I can't see where the boy's at, but there's a boy, man, young fella. It's Ek kan nie sien waar die seun is nie, maar daar's 'n jong man, daar's 'n seun, man, jong kerel, hy bid, hy's 'n Spaanse seun. Kan enig iemand hier Spaans praat? Steek jou hand op. You, sir? All right, there you are. Liver trouble. That's right. Speak to him. All right. All right. Jy meneer, goed, daar het julle dit, lewerprobleme, dis reg. Praat met hom. Goed, lewerprobleem. Sal jy glo Benny daar agter met wie ek praat? Dis sy naam. Raise your hand if that's true. Steek jou hand op as dit waar is. It's over now. Dis nou verby. Sê dit vir hom. Sê vir hom, hy's van San Diego. Hy's nie van Los Angeles nie, dis reg. Hy kan nou terug gaan huis toe, hy gaan daar oorkom. Nou die seun was iewers op die vloer, ek kon hom nie sien nie, maar ek kon hom hier bo sien staan en dis in sy rug. Ek het die ondersoek in sy rug gesien. Ek het hom iets sien prewel en ek het geweet hy kon nie Engels praat nie. As die moeder daar of enige van hulle wat verstaan, hy ken nie enige Engels nie een Engels nie. As dit nie die Heilige Gees is nie, wat is? What about somebody else that you want to believe? Do you believe? I have faith. Somebody in this direction. If you can believe. Wat van iemand anders dat jy wil glo? Glo julle? Nou jy geloof iemand in hierdie rigting as jy kan glo. A lady sitting right in here. 'n Dame wat net hier binne sit, 'n man wat daar sit, moet hy wees wat bid of die dame het sinusprobleme en nee. Dis senuweeagtigheid, baie senuweeagtigheid. Ek sien dis iets wat hom senuweeagtig maak as jy sal glo. Mrs. Myers is who I'm speaking to. You believe that the Mevrou Lord Jesus will Myers make her is met well? wie ek praat. Glo jy dat die Here Jesus hom sal gesond maak? As jy dit kan glo, kan jy dit kry. Goed. Glo jy, Mevrou Myers? Stand up on your feet. Staan so op jou the voete people sodat die mense sal sien. Ek ken u nie, ek het u nog nooit gesien nie. Is dit reg? Steek jou hand op. As ons vreemdelinge vir mekaar is, steek jou hand op. Was baie senuweeagtig. But there's something happened to you. You believe this to be the truth, don't you? That's the reason you're healed. Daar Now het you iets go met jou home, you're gebeur. going Jy to do glo well. hierdie is die waarheid nie waar nie, dis waaraan jy genees is. Nou kan jy huis toe gaan, jy gaan gesond wees. If thou canst believe. Just don't doubt. Have As jy faith kan in glo, God. moet net nie twyfel nie. Hê geloof in God. Glo julle dit kan gedoen word met my rug op julle gedraai, net soos die engel van die Here wat gekom het nou? Dis hy, nie ek nie. Bid julle, iemand in hierdie gedeelte bid net. En laat ek bid en kyk na hierdie kant toe. Here God, laat dit gebeur, Here, dat die mense mag weet dat dit nie u diensknegt is nie, dis u Here. Dis om u belofte te vervul, u het dit beloof, Jesus. And we believe that you are the same yesterday, today and forever. Let it happen, Lord. Ons glo dat u dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid. Laat dit gebeur, Here. There's a lady praying back here. She has complications, trouble with her eyes. Daar's 'n dame wat hier agter bid, sê het komplikasies, probleme met haar oë. Her name is Mrs. Colleen Code. Haar naam is Mevrou Colleen Code. Staan op, Mevrou Code. Jesus Christus maak jou gesond, suster. I do not know you. Ek ken jou nie, is dit reg? Steek jou hand op as dit waar is, as ons vreemdelinge is. Goed. Have faith. You believe God's still God? Certainly He is. Just only. Ek geloof, glo julle God is steeds God? Sekerlik hy is. Glo net. Lord, could it happen again? I pray that you'll grant it. Here, kan dit weer gebeur? Ek bid dat u dit sal skenk. Must be in this direction. I see a woman, a vision of a woman. She's In hierdie no, she's rigting wees, behind ek me. sien 'n vrou, 'n visioen van 'n vrou, sy's agter my. And the woman's suffering with arthritis and troubles. Die vrou ly aan artritis Her en name would probleme. be Haar naam sou
Ruth Myers wees. If you believe, you can be made well. Stand up. As jy where you glo, are. kan jy This is gesond gemaak Ruth word. Myers. Staan op waar jy ook al is, mevrou Ruth Myers. Die Here seën jou. Right out front of you Reg oor there kan sits a jou lady that's sit daar 'n suffering dame with wat ly aan varicose veins. spatare. If As you jy believe ook also, glo, lady, dame, while the terwyl die Spirit Gees has got a wat 'n big groot hat on. hoed op het, Raise steek up jou your hand hand. op, dame. All right. Now you can go Goed, home nou jy and kan be huis toe well gaan too. en Jesus ook Christ gesond makes you wees. well. Jesus Christus maak jou gesond. Do you believe on the Lord Jesus? How many Glo believe jy now in with die all Here your Jesus? heart? Hoeveel glo nou met julle hele hart? Sien, kyk vriende. Dit kan nou net voortgaan ons. Ek wil nie myself verswak nie. Ek wil alles insit wat ek het in Saterdag en Sondag se dienste. Net sodat julle kan sien. Daar's nie een gebedskaartjie in die gebou nie. Hierdie mense wie ook al geroep is, ek kan julle nou net so min vertel as niks. Sien, ek moet aanhou om albei kante van die gebou dop te hou soos daardie om daardie visioen te sien kom, want die salwing is op my en dis nie ek nie, dis julle geloof. Wat glo dat wat ek gepreek het die waarheid is. Sien? Now that's God here. Now try to. God hier, nou probeer om een keer sien, te probeer besef hoe groot dit is. Sien, dit is God se belofte. Hy het gesê dit sou net hier onder die heidense mense gebeur. God het gedoen dat aan die einde van elke geslag op elke keer, en hy doen dit nie hier op hierdie tyd nie, dan het hy verkeerd gedoen destyds daar. Het hy hulle iets laat kry wat ons nie gehad het nie. Hy het beloof dit sou wees net voor die vernietigingstyd. Hier is die engel van die Here. Ek's 'n laerskoolstudent, het net skaars die 7de graad geslaag. Julle weet, deur hoe ek praat, dat ek geen geleerdheid het nie, maar God het dit waarskynlik so gehad. Hy het my iets anders gegee om mee te werk. Julle kan sê deur my prediking, ek is nie eens 'n prediker nie. Wel, ek kan geen geleerdheid hê nie. Ek weet nie veel van skrifte nie en hoe 'n teoloog, ek is nie 'n teoloog nie. Wat ek weet, ek hou daarvan om dit uit te druk, maar God het my iets anders gegee om hom mee te manifesteer. Nou, dis vreemd dat dit nie te goed doen in Amerika nie, wanneer in Afrika, Indië, Australië, laat dit gebeur en duisende maal duisende sal huil na die altaar toe hardloop en bely. En maar hier gaan dit blykbaar nie. Waarom is dit, vriende? Is ons aan die einde van die pad? Ons is aan die einde van die pad. En nou, ek sê dit met my Bybel oor my hart, met die Gees wat jou hart ken en alles weet. En nou kon ek dit nie op my eie tyd doen nie. Hy is die een wat dit aan my openbaar sien. En ek kon dit nie doen nie. Dis julle geloof wat dit doen. Jesus het nie geweet wat fout was met die vrou nie. Hy het gesê, wie het my aangeraak? Iemand het hom aangeraak en hy het bly rondkyk totdat hy dit gevind het. En hy het gesê, dit het hom swak gemaak. Hoeveel weet dis die skrif? Sê die Bybel, Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid? Dan is hy dit. As hy dieselfde is, moet hy dieselfde wees in beginsel, dieselfde in krag, dieselfde in gesindheid. Julle mag baie in julle lewe gehoor het, vriende, maar onthou net, as so spreek die Here. Julle sit onder die salwing van die Heilige Gees. Onthou, so spreek die Here. Kom ons bid. Vader God, na 3 aande van probeer in my arme, ongeletterde maniere wat ek het, as 'n ongeletterde persoon. En ek probeer met my hele hart, Here, om te verduidelik dat U steeds die groot Jehova is. En die goedheid en genade om af te kom en dit te bevestig, dat ek die waarheid gepraat het, dat ons aan die eindtyd is. Here, asseblief, moenie dat enige persoon wat in goddelike teenwoordigheid is, ooit die skeiding van God hoef te verduur. Ewige skeiding nie om in 'n duiwelse hel in te gaan wat nie vir hulle voorberei is nie, maar vir die duiwel mag hulle nou in die teenwoordigheid van die Heilige Gees nie 'n keuse maak om aan te gaan en na die duiwelse hel toe gaan nie, maar mag hulle na God se hemel toe kom waar die dinge gereed gemaak word en vir hulle wag. Hulle uitnodiging is nou die Heilige Gees wat met hulle harte praat. Laat hulle kom, Here, en U bely in hulle ongeloof bely en U vra vir genade, genees van die siekes en beproef dis wat in ons midde is. Mag hierdie 'n groot tyd wees net nou, want alles is gereed. Die woord is gepreek, die liedere is gesing en die Heilige Gees het sy teenwoordigheid bevestig. Here, laat hulle wat behoeftig is vanaand opreg deurgeloop in Christus ontvang vir wat hulle nodig het. Ons vra in Jesus naam, want ons glo dat hulle die kinders van Abraham is, waar soort van rondgegooi is, Vader. Die mense weet skynbaar skaars wat om te doen.
Hulle is soos skape wat weggedwaal het van die herders af. Ons bid God, dat vanaand ongeag hulle denominasie of kerkverband, hulle mag kom na die herder van die lewe Jesus Christus wat nou teenwoordig is, en bewys dat hy teenwoordig is. Mag hulle kom, want ons vra dit in sy naam. Terwyl ons hoofde gebuig het, hoeveel op hierdie onderste vloer hier sal eerlik wees in julle hart dat, net vir die volgende 5 minute, sal julle hande opsteek en sê, Branham, ek het Christus nodig, geestelik gesproke. Het ek Christus nodig in my lewe, en ek wil hy moet vir my die geloof gee, en my Abraham se saad maak. Sal julle hand opsteek op die onderste vloer, steek net julle hande hoog op, hou hulle vir 'n rukkie op. Sekerlik sou jy nie in die teenwoordigheid van die Heilige Gees skaam wees om dit te doen nie. God seën julle, daar's dosyne hande op die onderste vloer. Julle sê, beteken dit enigiets, Broer Branham, as ek my hand opsteek? Die verskil tussen dood en lewe, as jy dit bedoel. Julle sê, wat doen dit? Dit wys bonatuurlike krag wanneer jy jou hand opsteek. Wetenskap sê jou hand moet afhang, swarte krag hou jou hand onder, maar daar's 'n gees hier wat met jou gees praat, wat vir jou sê dat jy verkeerd is. En jy breek die wette van swarte krag wanneer jy jou hand opsteek, wat wys dat daar iets in jou is wat 'n besluit geneem het. En jy breek die wette van swarte krag wanneer jy jou hand opsteek, want volgens die wetenskap moet hulle afhang. Swarte krag hou hulle onder, maar 'n gees binne in jou wat 'n besluit maak oor jou Skepper. Hou jou hand op. Nou in die balkonne daarbo, wees eerlik net, môre aan begin die groot genesingsdienste. Ek wil hê jy moet jou hand opsteek en sê, Broer Branham, hiermee steek ek my hand op na God toe. Ek besef, ek het hom nodig, my geloof is nie voldoende nie, ek nie, lewe miskien nie reg nie of so iets. Steek jou hand op na hom, sal hulle dit doen, hoeveel sal dit doen? Steek net jou hand op. Broer Duff, ek wil vir jou iets wys. Hou julle hoofde gebuig net 'n oomblik asseblief. Let jy op die mense wat hier nader is diegene wat dit kry. Het jy dit opgelet? Sien verder agtertoe daarbo gaan heeltemal uitsien. Dis uitgedoop. Is dit nie vreemd nie? Maar dit is die werk van die Gees sien. Dit nader bring dit soos wanneer ek na die platform toe kom. Net iets wat ek vir die pastoor hier wou wys waarvan ek gepraat het, net sodat hy dit bevestig kon sien word. How many is sick and needy, really needy? Hoeveel is siek en behoeftig, regtig behoeftig, en jy wil hê God moet jou liggaam genees? Steek jou hand op, net siek en behoeftig, God seën hulle, bo in die balkonne, oral. Nou sal julle my glo terwyl As ek genade gevind het in julle oë deur die prediking van die evangelie, en as die Heilige Gees terugkom het en deur my gepraat het wat wys dat ek die waarheid gepraat het, is dit God wat spreek dat ek die waarheid gepraat het. Nou, elkeen van julle wat siek is, Jesus het julle 1900 jaar gelede genees. Toe hy op Golgotha gesterf het, is hy ter wille van jou oortredinge deurboor, deur sy wonde daar vir jou genesing gekom, net toe, sien? Nou, as julle kinders van Abraham is, glo daardie belofte, dis julle sin. Mag dalk nie net op hierdie oomblik gebeur nie, mag dalk nie in die oggend gebeur nie, dit moet gebeur. Dit het vir Abraham vir 25 jaar nooit gebeur nie, maar dit het gebeur. Maar as Abraham ooit sou toegee, sou dit nie gebeur het nie. Maar julle moet vashou sien aan God. Kry dit in beet vanaand met geloof en glo dit, en elkeen van julle sal gesond gemaak word. Glo julle God sal my gebed verhoor. Sê amen as julle glo. Goed. Nou as my liefdevolle mense, die juwele wat in die kroon sal wees as ek enige het. Die mense wat my lief het en ek het julle lief, en hierdie aande waar ek baie diep gepreek en gesny het, bedoel ek nie om enige iemand seer te maak nie, maar ek probeer om julle hard genoeg te skud, sodat julle net kan sien waarvan ek praat, sien. Ek wil hê julle moet besef dat julle in die teenwoordigheid van die Heilige Gees is nie 'n man nie, en ek het niks daarmee te doen nie, net hy sou sê, as hy nie my lippe gebruik het nie, sou hy syne gebruik. Nie my oë gebruik nie, sou hy iemand anders sin gebruik, sien. Iemand moet dit voorstel wanneer hy dit beloof. Verstaan julle? Sê amen. Dan is dit sy goedheid. Nou maak julle soos ek vir julle sê, en moet glad nie twyfel nie. Almal wat in julle hart geglo het, dat deur Jesus Christus julle lewe wat dood en verborge is in hom, dat julle sade van Abraham is, al julle siek mense, sê amen. Dan as julle Abraham se saad is, het julle Abraham se geloof, is dit reg? Sê amen. Nou luister dan na my as God se diensknegt.
Nou die Bybel het gesê vir hulle wat geglo het sal hierdie tekens volg. As hulle, hoeveel gelowiges eerste? Steek hulle hande op gelowiges. Nou kyk, daardie is gelowiges. Nou wat het die Bybel daarvan gesê? Nou as God hierdie belofte hou, hoeveel geheimsinniger is hierdie belofte as daardie een? Hoeveel verder op is hierdie belofte in die koninkryk om die geheim van die hart bekend te maak? Nou het julle daardie mense in tale hoor praat rukkie gelede. Nou Paulus het gesê dit moes gedoen word. Bly stil en kyk wat dit sê en laat dit in gebeurte van 3 wees. Dis net wat daar was, 3. Goed, nou hy het toegesê, as een spreek en niemand gee uitleg nie, gesê so en so voort, en hy het tale toegelaat, maar hy het gesê, as daar een profeet is wat profeteer, en die geheim van die hart bekend maak, sal hulle almal neerval en sê, God is in julle midde. Is dit waar? Is dit die skrif? Wel sien, dis die gees wat in die vroeë kerk was, is nou hier in die Angelus tempel. Daar dieselfde gees wat oor Paulus en hulle gehang het toe hulle geleer het, doen nou net hier presies dieselfde ding. Met presies dieselfde beloftes van Christus te hou. En daar dieselfde gees het hierdie belofte gemaak. Vir hulle wat geglo het sal hierdie tekens volg. As hulle hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Is dit wat hy gesê? Al julle mense wat gelowig is, lê julle hande oorkant op mekaar. Sien, lê net jou hande op iemand naby jou. Nou sodat daar geen selfsugtigheid sal wees nie. Moenie vir jouself bid nie, bid julle vir mekaar. Weet julle wie dit is wat daar langs jou sit, wat hulle hande op jou het? Dis een van Abraham se saad, God se uitverkore kinders. Abraham se seun of Abraham se dogter het hulle hande op jou. Nou dank julle God in julle hart vir die belofte van sy genesing sien. Hulle het hulle hande op jou, vir hulle wat geglo het sal hierdie tekens volg. Hulle het hulle hande op jou, hulle is Abraham se saad, julle is genees, dis al. So dank julle God dat Abraham se kinders vir julle gebid het. As jy jouself nou net in daardie gees sal laat ingaan, moenie bang wees nie, dit sal jou nie seermaak nie. Dit sal jou red, dit sal jou genees. Laat jouself net eenmaal reg in daardie gees inkom in jou lewe. Dat dit net reg het ingee, net soos julle die Heilige Gees ontvang het. Kyk wat gebeur. Die verlamde sal loop, die blinde sal sien. Here God in wie ons vertrou en glo, ons glo dat die Heilige Gees nou in elke hart inkom wat in goddelikheid en teenwoordigheid is. As u diensknegt bestraf ek elke siekte wat die duiwel op hierdie kinders van God geplaas het. Satan, jy is verslaan, ons verslaan jou deur die naam van Jesus Christus. Kom uit, ek beveel jou deur die lewende God om uit hierdie gehoor uit te beweeg, weg van hierdie mense af en laat elkeen van hulle genees word, net nou terwyl hulle bid. Here, hulle het hulle hande op mekaar, hulle is Abraham se kinders en hulle bid vir mekaar oor Here, laat die Heilige Gees hierdie gehoor so doop, net nou, met die krag van sy teenwoordigheid. Wat hulle volkome sal vergeet van hulle siektes en kwale en gesond gemaak sal word. Skenk dit, Here, hulle is u sin, hulle is die trofee van u genade en die belofte, hulle glo u. Naam van Jesus Christus, mag dit so wees. What did he say? Hy gesê, Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. What do you think now? All right? wat dink jy nou? Goed, amen. Neem jou bed en gaan dan huis toe. What do you think over here? Wat dink jy hier oorkant? Glo jy dit? Jy? All things are possible. Only believe.
Een maartoggend het die wind gewaai en man het na Jesus gehaas. Hy het gesê, ek het my kinders, my kind na u disippels toegevat. 10 dae tevore daar het Jesus hulle krag gegee om allerlei siektes, allerlei kwale te genees. En hulle was daar onder aan die huil en skree en alles, maar hulle kon nie hierdie epileptiese gees uitdryf nie. Die seun het dit steeds gehad, tog is hulle krag gegee. Julle presbyteriane, julle het die krag, julle baptiste, julle het die krag, maar dit lê in slymer, want julle is bang om dit te gebruik. Sien, dis hoe. Hulle het krag gehad, maar hulle kon dit nie doen nie, en elkeen van julle het krag. Hierdie krepelmense het nou krag om van daarop op te staan en te loop. Hierdie sterwende man met kanker het krag om op te staan en te loop. Die res van julle almal daar buite siek, julle het krag, dit is vir julle gegee. Julle sal krag ontvang, dis wat die Bybel gesê. En hierdie man het gesê, ek het hom na die disippels toe gebring, hulle kon hom nie genees nie, gesê, Here, as u my kan help. Jesus het gesê, ek kan as jy glo, want alles is moontlik vir hulle wat glo. Wat meer kan God doen as om ons te laat glo? Ons glo. Nou in die naam van Jesus Christus, die Seun van God, verklaar ek dit wel deur die woord van God, dat elke persoon wat graag net nou genees wil word, as julle dit sal aanvaar, nadat daar hande op julle gelê is deur hierdie mans, vroue, seuns en dogters van Abraham, julle kan opstaan en gesond gemaak word, want julle is genees. Volgens God se belofte en woord is julle gesond, julle siektes is verby. Nou glo julle dit, staan op jou voete en aanvaar dit in die naam van Jesus Christus. Amen, amen, dis reg. Goed, God seën julle, pastoor.